Was dit nou nie goed nie? Nee, ek het dit geniet. Man, ons is sommer net trots op ons jeug. En wat 'n pragtige uitbeelding op 'n nagmaalsoggend om presies te kan sien wat Jesus vir ons gedoen het. Prys die Here. Nou ja, dit het my hart gebless en ek glo elkeen van ons is ingestem om die woord van die Here ook te kan hoor in hierdie oggend. Nou, ek gaan vra om saam met my te lees uit die Evangelie van Lukas, die 23ste hoofstuk. Gaan ook oor die kruisiging van Jesus en dan gaan ons in Johannes net so 3 versies ook lees. Nou, Lukas, die 23ste hoofstuk, terwyl jy daar soek in jou Bybel, kry dit reg. Lukas 23 vanaf vers 33, die opskrif is hier, die kruisiging. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom, dit is Jesus, daar gekruisig, en die kwaadoeners, een aan sy regter en een aan sy linkerkant, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring, en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif, bokant hom geskrywe in Griekse, en Romeinse en Hebreëse letters, hy is die koning van die Jode. En een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as hy die Christus is, verlos hy self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is nie. Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En dan blaai net so 2 blaaie verder, en dan kom ons by die Evangelie volgens Johannes, die eerste hoofstuk vanaf vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Tot sover mag die Here sy woord aan ons harte seën. Nou, die tema van ons boodskap in hierdie oggend is die deurboorde hande van Jesus. Nou, as die mense wat daardie dag Jesus se hande met spykers deurboor het, as hulle werklik geweet het wie hulle kruisig, sou hulle heel moontlik dit nie
gedoen het nie. Jy sien, hulle sien Jesus net as 'n gewone mens. En God laat dit toe dat hulle hierdie spykers deur sy seun se hande slaan. Jy weet, dis een van daai dinge wat ons as mens nooit regtig ten volle sal kan begryp, dat God sy seun op hierdie wrede wyse laat sterf. En baie keer, wanneer daar ook in ons lewe dinge gebeur wat baie wreed en baie hartseer is, en wat ons nie regtig verstaan en kan verklaar nie, wil ek vir u sê, dan is daar iets heilsaam daarin. Baie keer sien jy dit nie nou nie, later. Baie keer gaan jy dit nie in hierdie lewe sien nie, maar eendag in die hiernamaals sal jy sien waarom God dan ook sekere dinge baie keer in mense se lewens toelaat. Nou wie hulle in werklikheid op daardie dag kruisig, op hierdie wrede wyse met spykers deur sy hande, is die Skepper God. Johannes 1 vers 1 wat ek nou vir u gelees het, sê hierdie woorde: in die begin was die woord met 'n hoofletter, die woord Jesus Christus. Hy sê in die begin was die woord, en die woord Jesus was by God, en die woord Jesus was God. En dan in vers 3 gaan hy verder en hy sê, alle dinge het deur hom, Jesus, ontstaan, en sonder hom het geen ding ontstaan van wat ontstaan het nie. Nou, die woord is dan baie duidelik. Jesus is nie net die seun van God nie, maar hy is ook mede-skepper saam met God die Vader. Alles wat geskape is geskape deur daardie hande wat hulle op daardie kruishout deurboor. Alles wat ons sien, die berge, die bome, die blomme, die diere, die voëls, die kleinste insek, die mooiste skoenlapper, ja, die grootste planete, die son, die maan, alles, maar alles het Jesus geskape deur daardie goddelike deurboorde hande. En God laat toe dat en dan het God die mens geskape as die kroon van sy skepping. Geen mens is maar net daar nie. God het jou geskape in sy perfekte wil en plan. En dan laat God toe dat die skepping, die mens wat hy geskape het, God laat toe dat die skepping die Skepper se hande deurboor. En jy vra in hierdie oggend, maar hoekom? Vers 4 gee die antwoord van Johannes 1 wat ons gelees het, waar hy sê, in hom, met 'n hoofletter, Jesus, was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Jy sien, Jesus se dood het daar lewe gekom vir elke mens. Die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie. Jy sien, na die kruisiging word daardie deurboorde hande reddende hande. Skeppende hande word reddende hande. En daai reddende hande reik Jesus uit na elke mens op hierdie aarde. En die vraag is, wat maak ek en wat maak jy met daardie deurboorde hande van God Almagtig, daai reddende hande wat na jou en my uitgestrek word? Gryp ons dit aan en gryp ons dit vas? Of is dit maar iets
wat jy maar net vat en los soos dit jou pas. Wanneer daar nood is, wanneer jy bekommerd is, wanneer daar angs is, dan gryp jy na hierdie deurboorde hande van Jesus, en wanneer die sonde en die aanloklikhede en die dinge van die wêreld jou aantrek, en wanneer dit vir jou te lekker lyk, dan stoot jy maar hierdie hande weg, en dan sê jy, los eers, ek wil eers my eie ding doen. Hierdie deurboorde hande van Jesus wil ons dra en vat deur die storms van die lewe. Jy weet, by geleentheid is Petrus daar op die see, en hy is op die golwe, en dan skielik wil hy sink. En dan roep hy uit, Here, red. En die Here steek hierdie hand van hom uit, en hy gryp hom, en hy tel hom in die boot, en hulle kom veilig aan die ander kant. Ek wil vir jou sê, in die storms van hierdie lewe, gryp na die deurboorde hande van Jesus. Neem hom in jou lewensboot, en jy sal veilig aan die ander kant uitkom. Jy weet, hierdie deurboorde hande van Jesus het redding gebring, en die boodskap gaan uit, want Jesus sê, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek wil vir jou sê in hierdie oggend, as jy voel, maar die lewe laat jou swaar kry, die sonde, en ek weet nie wat nie, druk jou plat, trek jou plat, breek jou af. Jesus sê, kom na my toe, want ek het rus en vrede vir jou. Jy weet, Jesus was gekruisig tussen twee sondaars. En ons moet die boodskap daarin kan sien, dat Jesus uitreik na die sondige mens. Dis waarvoor hy gekom het. Dit is waarvoor Jesus omgee. Elke mens in hierdie lewe wat nie gered is nie, elke mens wat moontlik sy kind is, maar jy's vasgevang en jy het 'n stryd tussen die sonde, die wêreld, die duiwel, al hierdie goed wat vir jou wil afbreek. Daar is reddende hande vir jou en vir my. Jy weet, hierdie hande wil ons ook dra in hierdie lewe. Jy het al hierdie verhaal gehoor van die persoon wat gedroom het. Hy loop langs die strand en daar's 2 rye spore. En hy vra vir die Here, maar hoekom 2 rye spore? En die Here sê vir hom, maar die ander ry spore is ek wat saam met jou loop. En dan 'n bietjie verder, in die tyd wat hy geweldige stryd en probleme en moeilikheid gehad het, is daar net 1 ry spore. En hy sê vir die Here, maar Here, hoe is dit dan? Toe dit met my goed gegaan het, toe loop hy saam met my na 2 ry spore. Maar toe dit swaar gaan en sleg gaan, toe los hy my. En toe sê ek alleen, dan is daar 1 ry spore. En die Here sê vir hom, dis die tyd wat ek jou gedra het. En broeder en suster, dit is wat ons moet weet. Die tye wat met jou baie swaar gaan, weet dit, dat hierdie deurboorde hande is daar om jou te dra, dag en nag. Hierdie deurboorde hande van Jesus wil vir ons vrede gee. Hy is die prins van vrede. Vanoggend sê jy moontlik, vrede ontbreek so in my lewe. Dan wil ek vir jou sê, het jy miskien hierdie deurboorde hande wat die vrede wil gee? Het jy nie te ver weg beweeg van daai hande af nie? Hierdie deurboorde hande wil vir jou krag gee, wil vir jou moed gee. Die Bybel sê, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte hy het nie. Hy sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels,
soos die arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Sy deurboorde hande wil jou vrymaak, vry van sonde, vry van jou verlede, vry van verslawing, vry van wat ook al. Sy deurboorde hande is daar vir jou. Hulle wil jou troos. Die Bybel sê hy is die God van ontferming. Hy is die Vader van vertroosting. Hierdie deurboorde hande wil jou heel maak. Weet, baie van hierdie gebeure in die lewe maak ons lewe stikkend. Baie mense se lewe is verwoes, is seer, is verwond deur dinge wat gebeur het. Hierdie deurboorde hande kan jou lewe weer heel maak. Kan dit weer gesond maak. Hierdie deurboorde hande wil vir ons leiding gee. Jy weet, ons gaan deur hierdie lewe en ons weet nie altyd wat ons moet besluit nie. Baie keer maak ons baie groot foute. Want ons is oorhaastig, ons wil op ons eie besluit, ons wil ons eie ding doen, baie foute kom, baie probleme kom. Maar die Here sê, ek wil jou leer en ek wil jou onderrig aangaande die weg wat jy moet gaan. My oog sal op jou wees. Ek wil raad gee. Jy sien, die Here wil vir ons raad gee. Hy wil met sy deurboorde hand, wil hy jou vat, dag vir dag, elke tree, elke oomblik en elke besluit wat jy moet neem, klein of groot, wil hy daar vir jou wees om leiding te gee. Sy deurboorde hand wil jou lewe vul met liefde. Hy wil jou koester en hy wil jou vashou. Jy weet, in hierdie lewe mag mense hulle rug op jou keer, hulle mag jou teleurstel, wanneer jy hulle die nodigste het, mag jy vind, hulle is nie daar nie. Maar ek wil vir jou sê, as Jesus jou kan koester, as hy jou kan vashou, en daai tyd, alles alright. Wat meer wil jy hê, is dat die God van die hemel met sy deurboorde hande jou koester en jou vashou. Hierdie deurboorde hande wil jou seën. Miskien sit jy vanoggend hier en jy sê, maar seën ontbreek in my lewe, kry swaar. Ek wil vir jou sê, miskien het jy te veel in jou lewe geloop, sonder hierdie deurboorde hande, waar jy jou eie pad loop, en het sê, seën ontbreek. Dit is nooit te laat nie. Kom by hierdie deurboorde hande uit, want dit is hande van seën. Dit sal jou seën. Dit sal seën oor jou bring, oor jou geestelike lewe, oor jou gesondheid, oor jou emosionele lewe, sal daar seën kom, wanneer jy kom onder die deurboorde hande van Jesus. Hierdie deurboorde hande wil jou ook beskerm. Elkeen van ons wat vanoggend hier sit, kan talle geleenthede oproep, waar hierdie deurboorde hande jou beskerm het, en jy besef het, eintlik moes jy dood gewees het, en dit kon anders gewees het, maar daar was hierdie hande, deurboorde hande, beskermde hande. Baie van die dinge sal jy nooit weet nie, moontlik honderde, waar baie slegte dinge met jou kon gebeur het, maar God het dit afgesny met hierdie hande wat die spykers gedra het, en het jou beskerm, want daar is 'n doel met jou lewe. God het 'n plan met jou. Hier aan die einde van die boodskap wil die nagmaal vanoggend vir ons vra, wat maak jy met die deurboorde hande van die seun van God? Ignoreer jy dit maar? Is jy afsydig? Dis maar daar.
stoot jy sy hande weg. Baie mense kry dit reg, maar net so lig weg, hierdie hand weg te stoot. Ek is te besig. Nie nou nie. Nie nou nie. Ander kry dit reg, met die hand weg te klap. Stel nie belang nie. Baie keer mense, stel nie belang nie. Wil niks hoor nie, wil nie weet nie. Jy klap die hand weg. Vanoggend vir jou vra, wil jy hierdie deurboorde hande, wil jy dit vasgryp en vashou, asof jou lewe daarvan afhang. Die Bybel sê, vreeslik sal dit wees om te val in die hande van 'n lewende God. Jy weet, dit het vir my 'n nuwe prentjie oopgemaak. Hoekom gaan dit so vreeslik wees? Want daai hande is deurboor en jy dit nie genoeg geag nie. Dan gaan dit daardie liefdevolle, deurboorde hande, gaan hande van oordeel word. Daai hande gaan vir jou sê, maar toe jy die tyd en geleentheid gehad het, om hierdie hande aan te gryp, het jy dit nie aangegryp nie. Gaan weg van my, ek het jou nie geken nie. Laastens, die deurboorde hande van Jesus wil vir ons sê, maak gereed vir sy wederkoms. By die nagmaal sê Jesus, doen dit tot my gedagtenis. Dan sê hy, doen dit totdat ek weer kom. Jy sien, so die nagmaal sê vir ons, jy en ek moet gereed wees, maar die deurboorde hande van Jesus wil ons help. Daai deurboorde hande wil uit jou lewe uitvat. Dit wat verkeerd is, dit wat nie reg is nie, wil Jesus se deurboorde hande uit jou lewe uitvat, uitruk, sodat dit nie deel van jou sal wees nie. Is jy bereid om te sê, Here, genoeg is genoeg. Ek wil nie aan die een kant nie dien, die ander kant nog al hierdie goed nie. Maar Here, is 'n punt en 'n plek. Vat uit my lewe alles wat verkeerd is, alles wat sondig is, alles wat U nie wil hê nie, alles wat U nie behaag nie. Here, vaar dit uit my lewe uit en maak my lewe skoon en reg. Daai selfde hande wil goeie saad in jou en my lewe insaai. Saad van die ewige lewe, liefde, vrede, blydskap, goedheid. Dit wat God in jou lewe wil hê, wil hy met daai hande insaai. Maar hy kan dit nie insaai saam met die bose en die verkeerde nie. Die goed moet uit en weg, en dat God sy regmatige plek in jou en in my lewe kan kry. Kom ons, buig ons hoofde. Kom ons sluit ons oë. Koester elkeen, hulle wat hier voorgestaan het, ook hulle in die banke, my God. Koester elkeen, hou elkeen styf vas. Dra hulle wanneer dit nodig is. Here, en gee deur U deurboorde hande dit wat U alleen kan gee. Gee dat ons nooit hierdie deurboorde hande van U sal wegstoot of wegwys nie. Dankie dat dit ons nog nader wink, ons nog nader trek. En ons sê dankie vir genade tyd. Vra dat die deurboorde hande ons help om gereed te wees. Vat werklik uit, Here. Was ons en reinig ons. En hou ons skoon en hou ons gereed in Jesus naam.